Prys die Here. Op Patmos eiland, alleen in die stilte, hoor Johannes se stem, soos 'n bassein agterom. Hy draai om en sien die seun van die mens in heerlikheid, met oë soos vuur en 'n stem soos baie waters. Johannes was verbaan en alleen op die eiland by see, maar God se stem breek deur die nag en roep hom nader meer. Hy sien die Here in heerlikheid, met lig rondom sy kleed, die Alfa en die Omega, wat alles sien en weet. Geen ketting hou die woord terug, geen eiland sluit God uit. As Christus in sy glorie spreek, word hemelpoorte wyd. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die kerk in God se hand, die lampe wat moet skyn. Jesus roep tot liefde terug, waar harte koud verdwyn. Hy waarsku teen die lauwe hart, teen trots en valse skyn. Maar aan die een wat oorwin, gee hy lewe sonder pyn. Wie ore het moet luister, wat die Gees aan die gemeente sê. Bly getrou deur donker dae, die kroon van lewe wag vir jou. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die troon van God in glans, die hemel buig en sing. Die ouderlinge lê al krone neer, voor hom wat alles bring. Heilig, 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 roep die hemel sonder ophou. Waardig is die lam van God, wat verlos het deur sy bloed. Heilig, heilig, waardig, waardig, die lam regeer. Die seels word oopgemaak, die aarde voel die uur. Die oordeel van die heilige God brand regverdig soos 'n vuur. Maar bo die storm staan Christus vas, die lam wat oorwin het. Hy lei sy volk deur elke nag, hy is getrou en sterk. Ek sien die donker wêreld val, ek sien die leeuën breek, ek sien die koning op sy troon, wat oordeel bring en spreek. Ek sien die nuwe môre kom, waar trane weg sal wees. Ek sien die stad van God neerdal, vol lewe, lig en vrede. Openbaring, heilige lig,
leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Christus kom, elke oog sal hom aanskou. God maak nuut, hy bly ewiglik getrou. Johannes sien, die einde is nie donker nie. Die lam oorwin, die koning kom. Geen dood, geen traan, geen nag meer nie. Jesus sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. En amen. Goeienaand, welkom hier by Kom Saam Voel Vry vir deel van die program. Dankie dat julle vanaand ingeskakel is by die getuienis. Dis 'n groot aand vir getuienis weer. Ja, prys die Here. Ons gaan praat oor die Here se liefde, oor die Here se wysheid, kennis en hoe die Here is vir 'n mens. En so ja, en hoe lief die Here werklike mense het. So ja, mense, kom ons kyk gou-gou. Isabella, daar is jy eerste op. Goeienaand, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry vir deel van die program. Prys die Here. Dan het Louisa opgekom. Louisa sê die klank is 200%, dis ek en ek. So ja, prys die Here, ons is 200%. Halleluja, loof die Here. En dan Eddie Boeta, daar is Jacob. Goeienaand, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry vir deel van die program. Dan het Elise opgekom. Goeienaand Elise, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry vir deel van die program. En almal van julle wat ingeskakel is. So ja, welkom julle ook vanaand hier so by Kom Saam en by die getuienis aan. So kom ons begin die aand eers met 'n amper sê ek met 'n getuienis, maar met 'n gebed. Here Vader, ons sê dankie Here vir die liefde, vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid. Dankie Here vir die geleentheid dat ons weer kan getuig van die goedheid, die guns, die genade, die liefde. En Here, en hoe U 'n mens help en hoe U die vir mense raad gee, wysheid gee, kennis gee en insig gee. Here, seën hierdie getuienis, laat dit wyd en suid gaan. Laat dit uitkom by die se ore wat dit moet hoor, Here. En Here, en laat mense daardeur gestig kan wees, opgebou kan wees, inspireer sal wees en Here, laat hulle antwoorde sal kry vir hulle eie probleme in Jesus naam. En Here, laat hulle ook nader na U sal kom en 'n verhouding met U sal hê. Here Vader, in Jesus naam. Dankie Here. Ek loof en ek prys U. En Here, laat hierdie getuienis aand vanaand wees tot ere en verheerliking van Koning Jesus. Here, word verheerlik in hierdie uur in Jesus naam. Amen. En amen en amen. Mense onthou, ek wag net vir die USB's om afgelewer te word. Ons wag net vir hulle. Dit moet van môre af tot Woensdag toe. So tussen môre en Woensdag moet dit by my uitkom. In die oomblik wat dit by my uit is, dan kan ons die musiek opsit. Onthou die stokkies wat 50 liedjies wat ek geskryf het. Een van hulle julle het al 2 gehoor. Daai muur van vuur is een van hulle waarvan julle gehou het. Die ander een was gisterand se Psalm. Here, ek is 'n kind van U, ek is 'n skaap van U. En dan vanaand se Kom Saam tema is ook een van daai liedjies. So ja, onthou die dis orte R50 vir 50 songs wat op daardie USB's is en ja, prys die Here. Dis om ons te help om op te gradeer en ja, sodat ons kan dinge doen hierso en dinge aan beter maak en so. Prys die Here. So julle kan ons help om dit te bemark en vir mense te vertel en self te luister. So prys die Here. Kom ons begin. Waar is Yvonne? Sy moet nog aankom. Kom saam! Glorie, halleluja! Jesus leef! Hy is koning! Ons wag vir jou!
wag vir jou. O ja, ons wag vir jou. Daar is 'n plek waar harte saamkom, waar ons sing van God se genade, waar ons hoop weer nuut ontdek en ons geloof weer sterker staan. Kom met blydskap, kom met vreugde, kom en deel in wat God doen. Want waar Jesus teenwoordig is, daar maak hy alles nuut. Maak jou hart oop, moenie langer wag nie, die Here roep jou nader. Hy wil jou vandag ontmoet, kom jy net nader. Ons loof en prys die Here Jesus, glorie, halleluja aan die Lam. Kom saam waar harte brand, Amen. vir Jesus se naam. Kom met jou lof, kom met jou aanbidding, kom met jou hart, gee alles aan hom. Want Jesus is waardig, Jesus regeer, sy liefde en genade. Hou ons vir altyd vas, kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons verhoog sy grote naam. Ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd kom saam, hou niks terug nie. Hy vul ons harte met vreugde en krag. Glorie, halleluja, glorie, halleluja. Jesus leef. Hy regeer vir ewig, hy is waardig, hy is heilig, aan hom behoort die lof en eer. Hy is die koning, hy is die redder, ons aanbid hom. Ons lewe lang, elke stem sal hom verhoog, elke hart sal hom aanbid. Van die land van God het oorwinning gebring, die kruis vertel van sy liefde. Amen. Die graf verkondig, Jesus leef. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Amen. Kom saam, ons sing sy naam omhoog, ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd, kom saam, hou niks terug nie, hy vul ons harte met vreugde en krag. Glorie, halleluja, aan die Lam. Glorie, halleluja, Jesus leef vir ewig. Ons nooi jou, kom nou saam. Kom saam op Facebook, op Facebook. Kyk net onder, Pastoor Dewald Eduard Willers. Daar kry jy die Kom Saam program. Kom saam met ons, kom sing saam. Glorie, halleluja, ons wag net vir jou. Dinsdag gaan bring ons gebede, ons glo die Here oor elke stem. Ons bid vir die siekes, ons vertrou op sy hand. Woensdag gaan bring ons lof en aanbidding, met harte vol vreugde voor sy troon. Ons sing van sy grootheid, ons verhoog sy naam. Donderdag gaan deel ons getuienisse van God se goedheid en genade, van mense wat vertel, Jesus het my aangeraak. Vrydag gaan vier ons sy troue liefde, want hy dra ons elke dag. Hy is ons hoop, hy is ons krag, hy lei ons op sy pad. Kom saam, laat ons almal sing, Jesus is koning, hy regeer vir ewig. Kom saam, gee hom al die eer, ons harte behoort aan Jesus, ons aanbid hom meer en meer. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Ons verhoog
Amen, prys die Here, halleluja, amen, amen, prys die Here. Ja, ek weet nou nie of Kotie al op is nie, en ek weet ook nie, ek kan nie sien nie, en ek kan ook nie sien of Yvonne op is, of Shirley op is nie. So, as hulle op is, so goeienaand, as hulle nie op is nie, sal ek hulle nog naand sê. Daar kom Kotie se naam deur. Goeienaand Kotie, goed en jy, welkom jy vanaand deur, welkom hier by Kom Saam Voel Vry vir deel van die program. Prys die Here, halleluja, amen. Ek raak sommer opgewonde vir julle part. Ek wil net die WhatsApp oopmaak. Goeienaand aan almal laas by die WhatsApp ook. Dis die WhatsApp van dis my getuienis van Dewald Edward Allers. So ja, prys die Here, halleluja. Ek is besig om te getuig oor van einde 2008 tot vandag toe. En die getuienis gaan nou baie sterker word en dit gaan baie groter raak, want wat na daai naweek gebeur het, wat ek by oom Angus was, daarna het dinge spoed begin vang. En daar kom Tannie Yvonne ook op. Goeienaand Tannie Yvonne, welkom jy ook hier so, sorry ons is net voor jou op, so prys die Here, maar jy's hier, halleluja, prys die Here, ek is so bly daaroor. Ja, ek sien jou naam het nou net deurgekom, so ja, voel vry vir deel van die program. En ek is besig om te getuig, en laasweek het ek getuig hoe die Heilige Gees met my werk en deur my werk, en ek gaan net die laaste stuk, net so 'n stukkie van hom, en dan gaan ek oor na vandag se getuienis toe. So kom ons kyk net gou, net so 'n paar sinnetjies. Wanneer God se Heilige Gees 'n mens leer, dan sien jy al hierdie werklike dinge raak. Dit beteken, wanneer die Here jou antwoord, wanneer die Here vir jou wys, daar's 'n uitweg, daar's 'n oomblik, doen dit so, en dan word daardie oomblik 'n werklikheid. En dit is wanneer die Gees van die Here 'n mens lei. Onthou, die Gees van die Here lei jou net in waarheid. So alles wat goed is, as dinge sleg is dit nie van die Heilige Gees af nie, sorry. Die Heilige Gees leer jou nie om te lieg nie en te steel en daai goed nie. Hy leer jou om die waarheid te praat en hy leer jou in alle waarheid van Jesus. So, en dit is my baie kosbaar dat ek hierdie vir jou moet noem, dat die Heilige Gees 'n mens kan leer in diepte in 'n mens se lewe. Want 'n mens moet ingestel wees op die Heilige Gees. Want wat nou hierna gaan gebeur is weer eens 'n bewys dat die Heilige Gees 'n mens gaan antwoord, 'n mens gaan vir die mens gaan deurkom, en dat die Heilige Gees jou gaan wys. Luister hierso, onthou dit. En ja, en onthou, die Heilige Gees bly en is die leermeester. Daar is nie 'n ander leermeester nie, daar's nie 'n shortcut nie, daar's nie 'n kort pad nie. So die Heilige Gees is die een wat ons gees deursoek en saam met ons gees getuig dat ons kinders van die Here is. Jou gees alleen kan nie getuig nie. Die woord leer vir jou, die Heilige Gees ondersoek alles. Hy ondersoek en hy stem saam met jou gees as jy werklik 'n kind is van hom. En dan, wat nou baie belangrik is wanneer die Heilige Gees jou leer, moet jy onthou, daar's 'n Jeremia 29 vers 11 sê vir jou uitdruklik, ek het 'n plan vir jou lewe, en God het 'n plan vir elke een van ons, en elke plan is uniek. Luister wat ek vir jou sê, die plan wat die Here vir my het, is nou nie Isabel se plan nie. Haar plan lyk anders. Sy gaan nou nie 'n pastoor wees en elke aand op Kom Saam wees en so te kere gaan soos wat ek te kere gaan nie, maar sy gaan nou weer 'n ander plan hê wat die Here haar gaan gebruik om daarna stilte in die kamer te sit en in te tree en te bid byvoorbeeld, en sy gaan daarso, die Here gaan haar weer 'n ander plan, wil jy op 'n ander manier gebruik as wat die Here het vir my. En dit is waar ons moet ingestel wees op die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees God se plan in ons lewe kan openbaar. Nou wat ook gevaarlik is die feit van jaloersheid, en ek moet dit vanaand noem. As jy nou byvoorbeeld, ek praat nie van jaloers
ek is nou jaloers oor iemand anders se goed en daai goed. Ek praat nie van daai nie. Ek praat van geestelike jaloersheid. Wat 'n groot probleem is in die kerk, wat dit veroorsaak groot skerings, en tweedens die werk van die Here kry verskriklik seer deur die jaloersheid. Want hoekom? Want almal sien, Dewald, jy is op die lig, jy's 'n pastoor, dit gaan goed en alles. Sorry, dit is goed as jy dit raak sien. Eer die Here, gee die Here lof, maar moenie my lewe sê jy wil soos ek wees. Jy moet nou nie sê die Here seën jou en nie vir my en daai goed nie, want dan begin jy geestelike jaloersheid. Of baie mense sien my op die kansel, dan dink hulle okay, hulle kan almal op die kansel klim. God het almal nie geroep vir die kansel nie. Want wie gaan dan nie werk doen? Wie gaan dan koffie maak in die kombuis? So ja, om op die kansel te wees, moet jy kan gras sny buitekant. Jy moet die vloer kan skrob, die toilette kan skoonmaak. So dit is my job. So ja, dit is die werk wat ek het. So dit is nie net van preek en ek het 'n goeie lewe nie. Nee, my werk behels baie dinge. So daar's baie dinge wat die Here verwag van my en sy Gees verwag van my. En om in hierdie plan te bly, moet ek absoluut op God vertrou. En jy weet, en baie mense het al probeer om dinge te doen, omdat hulle sien die Here is saam met my, omdat hulle sien die Here hou my, probeer hulle my naboots. Hoeveel mense het al probeer om kerke te bou, byvoorbeeld, en hulle almal vol plat. Hoeveel pastoor was al hier gewees en wat al probeer dit op hulle eie gaan en op die einde van die dag val hulle plat. Hoekom? Want hulle het my plan wat die Here het probeer uitleef en dit werk nie. So ja, pas op daarvoor. En dit is hoekom ons die Heilige Gees het, want die Heilige Gees bly in ons leef dit uit dit wat hy vir ons leer, en wanneer jy dit uitleef, leef jy in die oorwinning van God se vreugde uit. En dit is awesome. Dit is 'n deel van God se plan. Laat daar vreugde by is. Dit help nie jy het planne en jy het gedagtes, maar jy het nie vreugde nie. Die vreugde van God, nie jou vreugde nie. God se vreugde moet daarby wees. En dit maak dat dit wow is. Awesome rowend is. God se plan is bepaal deur God self en deur sy heerlikheid. Want hy sê hy deel sy eer met niemand nie. En dis tot hier waar ek laasweek getuig het. So vanaand gaan ek nou verder. Nou is ek weer terug daar op die hoek van Ellendale en Kloorkop. Dis mos waar ek werk vir die Here, waar ek die mense bedien deur die dag met woord. En hulle wat daar verbygaan, baie stop daar, baie loop daar verby, baie klim daar af, baie ry met taksies tot daarso, baie loop tot daarso en dan kry hulle taksies en so ek kry verskillende mense van verskillende kulture. Goeienaand Sjar, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry voel deel van die program. En ek kry verskillende mense daarso en almal moet ek mee praat. En nou ja, dit is nou hierso waar ek met die Here begin praat en dan wanneer dit stil is, dan moet ek in sy weë wandel. Ek kan nie gaan sit en wag en sê, okay, daar sou nie mense nie, ek gaan nou net rondkyk en wag. Nee, die tyd wat daar nie mense is nie, dan moet ek myself besig hou. Nie met die wêreldse dinge nie. So, dit gaan weer terug na die woord toe, dit gaan weer terug na gebed toe, dit gaan weer terug om die aangesig van die Here te soek. Want as iemand kom, moet ek gereed wees om vir hom te bid. En dit is waar die Here my baie kragtig gebruik is, wanneer ek vir iemand moet bid. Maak nie saak wat die probleem is of wat die omstandighede is nie. Maak nie saak of dit redding is, genesing is of wat is nie. En dan weet ek die Here antwoord. En soos ek nou daai dag daarso en nou is ek
besig met die Here deur die loop van die dag, en daar het nie veel mense gekom nie. En na werk is ek na huis toe, en het nou rustig geraak, en daai aand, dis nou weer, daar's baie tye, soos vanoggend, toe die Here vir my sê, loop nou na Louisa toe, bid nou saam met haar, en ja, en sy was op pad om te bid, want die Here het vir haar gesê, jy bid nou, en toe die Here vir haar sê nou, toe sê die Here vir my, ek moet instap, en ek moet saam met haar bid, so, en daar is sulke tye, en dan weet ons, God wil hê, ons moet sy aangesig soek. Nou daai aand moet ek ook die Here se aangesig soek, en dit is nou hierso waar die Here se teenwoordigheid baie sterk raak. Want hoekom? Want die Here hou daarvan om met ons te praat ook. Jy weet ons verhouding is nie 'n one-way street nie. Jy moet daai ding uit jou kop uit kry vanaand. As jy met die Here wandel, moet jy tyd maak vir die Here. So jy bid en jy gee die Here sê 5 of 10 minute, maak nie saak hoe lank nie. Daar is nie 'n vas bepaalde tyd nie, maar daar is 'n tyd wat jy moet stil raak, sodat jy die Heilige Gees kans gee om met jou, sou die Here vir jou woord gee, of 'n bemoediging gee, of 'n vers gee, of vir jou so 'n plan gee, of iets gee wat jy moet doen, dan sal hy dit in daai tyd doen. En baie keer, daar gaan partykeer 3 maande om, wat ek stil raak elke dag, en daar gebeur niks nie. So julle moet dit ook weet. En daai aand kom die Here, en as die Here kom en hy wil met val en wanneer hy my wil gesels. Hy begin nie net gesels en sê goeienaand of devil doel, hy begin nie so nie. Hy begin om eers te sê hy is die Here Almagtig, of hy is die Here van die leerskare. Hy stel hom eers bekend. Gaan kyk deur die skrifte. Hy het die heeltyd, toe hy Moses verskyn het, hy gesê ek is die God van jou vaders. Toe hy aan Abraham, Isak, Jakob, almal, het hy homself altyd bekend gemaak. En die Here doen dit nog steeds, tot vandag toe nog. En nou kom die Here, en hy sê vir my, nadat hy hom nou self bekend gemaak het, en hy sê vir my, ek moet nou, van nou af, alles neerskryf. Nou, luister nou wat ek vir jou sê. Ek moet alles neerskryf, wat ons nodig het vir die opening. So, ek sit so terug en ek sê, Here, maar die opening, ek weet eers wat alles is regtig, moet gebeur. Daar gaan dinge wees wat ek gaan uitlaat. Die Here sê, ek moet nie worry daaroor nie. Ek moet die dinge wat ek aan dink, moet ek neerskryf. Die dinge wat aan Annetjie dink, moet ons neerskryf. Ek sê nee, is reg, Here. En die Here sê, hy sal so help. So, ek sê nee, dit is 100%. Maar die Here sê niks. Niks van die mense wat hy sê niks van daardie geld wat hy vir my gesê het, die mense sit op sy geld nie. Maar hy sê niks daarvan nie. Die Here sê net vir my, ek moet begin neerskryf wat ons nodig het, want ons gaan nou na April, die einde van April toe, einde Mei is die opening, en ons moet die dinge nou neerskryf, wat ons nodig het, wat ons alles wil doen, en alles, en dit is, maar intussen het die Here ons my gesê, mense sit op sy geld, en ek weet niks daar, ek kry daai ding nie, en daai ding bly nog steeds, dit bly in my hart, ek bid daaroor, maar ek kry nie antwoord nie, en ek is die kant toe, en daai kant toe oor daai saak, en ek het nie 'n idee, waar die mense sit nie, op die Here se geld nie. So ja, en in hierdie gebed noem ek, Here, maar ons het nie, ons het ook 'n tent nodig. Want jy weet, 'n ou het 'n plek nodig, omdat ek in 'n RDP huis is, weet ek die huis is te klein. So ek besef, ek het 'n tent nodig vir die gemeente, vir die opening, want dit is deur God gegee dat ek die gemeente moet open. En ek sê, Here, ek het nie geld
vir 'n tent nie. Ek kan nie gaan huur nie. Ek het alles verloor in my lewe. U is my bron en nou sê u vir my open en Here, waar jy nou? Hoe open jy 'n gemeente as jy nie 'n kerk het nie? As jy nie 'n gebou of 'n tent of 'n ding het nie. En die Here sê en die Here sê vir my, raak rustig. En ek sê asseblief Here, u moet help. Ek pleit by die Here. Die Here sê vir my, raak rustig vir 'n tweede maal, man. Jy weet, partykeer het die Here net nodig om 'n bietjie met my te praat, maar en dan as my gedagtes hardloop, vat dit so lank om my stil te kry. Want dan praat my mond saam met my gedagtes. Dit is nou maar 'n fout wat ek het. En dan ek weet nie of julle ook daai fout het nie, maar my gedagtes moet nie hardloop nie. Want my mond praat saam met my gedagtes. So dan sê die Here hier vir my vir 'n tweede maal, man, raak net rustig. En toe ek nou rustig raak, en dit is nou hier, waar die Heilige Gees nou weer inkom. En dis waar die Heilige Gees nou weer dinge vir my openbaar, waar die Here vir my sê, onthou jy, die hele daar in Boksburg was. Ek sê, ja Here, ek was daar in Kingfisher Avenue, ek het mos daar gewerk vir u, daar by die watertoring waar ek vir mense gebid het. En onmiddellik wys die Heilige Gees by die foto van die watertoring en oor die gedagte waarvan die Here gaan praat. En ek het, nog voordat die Here my sê, daar het 'n man by my gestop, toe het die Heilige Gees klaar vir my gewys wie die man is. Dis hoekom dit belangrik is, dat die Heilige Gees in en deur jou moet werk. En die Heilige Gees het klaar vir my die gesig gewys. En toe die Here sê, onthou jy die man, toe weet ek van wat se man my praat. So dis nie 'n kwessie van wonder nie, dit is 'n kwessie van, dit het gebeur. En die Here maak seker dat ek weet, van wie hy praat. En ek sê, ja Here, ek onthou die man. En die Here sê, okay, hierso is my plan. Luister nou wat ek vir jou sê. En ek kyk hom so, die Here sê, wat het die man die dag vir jou gesê? Jy weet, en baie keer, dan vat die Here my terug na 'n gebeurtenis, soos hierdie man. Hy het daai dag geprofeteer oor my, en ek het ag gegee op sy profesie. En so ek weet wat hy gesê het, en ek begin vir die Here sê, dat die man het my gesê het, dat die Here het groot planne vir my, die Here gaan my grootliks gebruik, die Here gaan my ryklik seën, en laat ek so verbaas wees daai dag, oor die dinge wat hy gesê het, en toe het hy ook vir my gesê, dat ek gaan verbaas wees, terwyl ek verbaas wees oor wat hy profeteer, toe sê hy, ek gaan verbaas wees oor die dinge wat die Here nog gaan doen vir ons. Toe staan ek om net so en kyk, toe sê, ja Here, ek onthou daai dinge. Maar ons is nog steeds in gebed, waar die Here besig is om met my te praat. En die Here sê vir my, luister hierso, dat ek moet in verbinding tree met daai man. So ek moet hom bel, ek moet hom kontak, en ek moet vir hom sê, dit is God se plan. Dis die woorde wat ek mee moet begin. En ek moet vir daai man vra om my te help met 'n tent. En wat nou asemrowend is wat ons het, en ek moet vir hom sê, ek het een nou nodig. En die rede daarvoor is, ek moet die opening van die gemeente hou, soos die Here gesê het. En dit is vandag nog die gemeente wat God gestig het. Tot vandag toe is ek nog steeds in die gemeente wat die Here gestig het. En dis hoekom ons nie by 'n groep is nie, dis hoekom ons nie aan die AGS of die PPK of daai mense, ek het niks teen hulle, ons behoort ook nie aan die NG Kerk nie. So ja, ek behoort aan niemand nie, ek behoort aan die Here. Dis kom hierdie gemeente aan die Here behoort. God self het hierdie gemeente gestig. Ek gaan julle nou iets vertel. Waarin God die Vader, Koning Jesus en die Heilige Gees welkom is. Dis hoekom God welkom is in ons gemeente. Dis hoekom die Heilige Gees beweeg in ons gemeente. Want hierso werk ons nie volgens
rooster of 'n plan en hierdie dinge moet gepreek word, daai dinge moet gesê word, hier werk ons nie, hier werk ons soos die Gees ons lei. So dit is die gemeente van die Here en dit en wat baie in hierdie gemeente tel is en almal wat hier was, Eddie kan ook sê, hy was al baie by my gewees, almal wat hier kom, sê vir my, hulle beleef God se teenwoordigheid. Nou God se teenwoordigheid is kragtig, selfs hier op die Kom Saam platform, julle almal, julle was ook nie eens in die kerk nie, hoeveel keer het julle al vir ons gesê, daar's 'n kragtige teenwoordigheid van die Here op die Kom Saam platform ook, want hy's welkom in ons gemeente, hy's welkom in die huis, hy's welkom, die Gees is welkom, die Here is welkom, Jesus is welkom, en yes, jy weet, en dan kan ek ook vir jou sê, hoeveel mense het al probeer om hierdie gemeente seer te maak, te vernietig, en kan ek julle een ding sê, ons bly staan. 2 jaar terug, ek gaan dit nou weer sê, 2 jaar terug het ons almal verloor, ons was op 'n 0, nie een lidmaat nie, nie een nie. Vir 'n jaar en 'n half na daai tyd, toe ons almal verloor het niemand kerk toe gekom nie. Elke maand het die Here ons skuld betaal. Elke maand was ons op die internet. Elke maand is die selfone betaal. Elke maand. Ons het kos, ons lewe. Elke maand dra die Here. Ek kan ry. En daar is baie dinge. Die honde kry elke maand kos. En so vir 'n jaar en 'n half. Dit begin nou eers optel. Na 'n jaar en 'n half. Begin dit nou eers weer. En so leef ons uit God se hand uit. Dis hoekom ek altyd vir jou sê, die Here is die beginsel in ons fondasie en hy's alles. Ek kan nie begin hier wegspring, daar wegspring. Ek moet met die Here wegspring. En ek kan mense net leer waardeur ek gegaan het. En die Here self het ons deurgedra. Die Here self het ons voorsien. Die Here het mense gestuur van verskillende. Mense wat ek nog nooit eers gesien het nie. Ek weet daar was een keer 'n inbetaling gewees van P. Tot vandag toe weet ek nie wie sy nie. Nee, ek of Louisa het familie of enigiemand, vriende, ek weet eers waar kom hulle aan my rekening. Van P, waar geld vandaan ingekom het in die rekening sodat ons kan oorleef vir die maand. En wat gebeur nog? Ek is nog steeds hier. Wat gebeur vandag? Ek is steeds hier, ek is steeds staande en ek is sterker as ooit van tevore. So, wat hulle probeer doen, het weet ek nie. Dit maak nie saak aan my nie. Ek worry nie daaroor en dit is waar hulle die grootste mistake maak. Is omdat ek voel dit nie, want ek worry nie daaroor nie. Want jy kan my nie maak val nie. Die enigste een wat my kan maak val is God. As die Here die deure toemaak, dan val ek. Maar terwyl hy deure oop is, sal ek bly staan. En dit is waar die Here 'n ongelooflike God is. En as hy iets genoem het, om selfs hier waar hy gesê het, open die gemeente, dan bedoel hy dit, open die gemeente. En dan dra hy die sorg. Hy sorg vir alles. Hy sorg vir klein, vir groot, vir alles hierso. Selfs as mense kuier, selfs as mense oornag, selfs as mense hierso sit. God sorg vir alles. En dit is waar God baie betrokke is. Luister wat ek nou vir jou sê. Waar hy baie betrokke is in sy plan in jou lewe. Nie jou eie plan nie. As jy jou eie plan het, gaan jy hom alleenlik uitvoer en jy gaan val. Maar as God daarin is hy betrokke in daai plan. Hoekom? Hier sê die Here vir my, kontak daai man. Hy raak betrokke met sy eie plan. Hy sê vir my, praat met daai man. En as God vir my sê, doen dit. Dit is sy plan, sy werke. Dan kan jy weet, ek kan nie faal nie. Hoekom nie? God kan nie faal nie. Dis hoekom ek al vir 18 jaar in hierdie bediening is. En vandat ons hom begin oopmaak tot vandag toe, in hierdie 18 jaar, het ek nog nooit 'n paycheck gekry nie. En ek is trots om dit te sê, want ek worry nie oor geld nie. God sorg vir my.
Ek leef uit die hand van die Here. Die Here dra my. Die Here voorsien my. Die Here kom deur. Prys die Here vir daai een. Ja, prys die Here. En wat ek nodig het, kom die Here deur. Dis hoekom hy my vroeg in my lewe begin leer het om op hom te vertrou, nie die mens nie. Want nou kyk hierso, nou is God in hierdie plan en hy sê vir my, kontak daai man, sê vir hom jy het 'n tent nodig, sê vir hom dit is God se plan. Nou bel ek, nou gaan ek getuig waar ek die man bel. O ja, dan moet ek ook vir jou sê, die plan van God is in die krag van sy woord wat in Jesus is. Goeienaand Max, goeienaand, goed en jy welkom, jy vanaand hierso by Kom Saam Voel Vry vir deel van hierdie getuienis. So, nou is ons nog steeds in gebed en die Here het nou vir my 'n idee gegee waar hoe ek met daai man moet praat en wanneer ek hom gaan sê dit is God se plan, weet ek hy gaan reageer want God is in die plan. Op daai woorde gaan hy reageer en die Here sal dan met hom praat. So nou toe ons nou amen gesê het, sê ek vir Annetjie luister hierso. Ek moet daai man bel. En ek krap daar tussen my boeke deur. Ek het so 'n boek gehad waar ek almal se telefoonnommers ingeskryf het. En ek kry gou die boek en ek bel hom. En die eerste wat ek mee doen is, jy weet ek het die Here het my al so geleer selfs op die pad ook. Ek vra 'n man een vraag. En dan vertel hy my sy hele storie. Maar as hy begin, dan sê hy vir my dit gaan goed of dit gaan sleg of hy vertel vir my nee, hy sukkel of dit gaan nie so, ek weet presies hoe lyk sy lewe, ek weet presies hoe gaan. En dieselfde hierso ook en toe die man antwoord toe ek met hom die eerste vraag vra, toe sê hy vir my dit gaan baie goed met hom deur die genade van God. Toe weet ek, okay. Dit is presies waar die Here hom wil hê. En ek noem vir hom, hy het mos my gesê hy's 'n profeet hy's 'n profeet van die Here. En ek sê van luister hierso, profeet, want ek noem hom ook profeet en ek sê van luister hierso. Die Here het met my gepraat en die Here het my gestuur om met jou te praat en hy het vir my 'n opdrag gegee dat ek vir jou moet sê dis God se werk. En hy het stil geraak aan die agterkant want nou moet jy mooi besef, ek raak op baie keer stil wanneer vir mense vir my sê want my gees moet nou met sy gees inskakel. Ons moet almal op een lyn is, want as my gees nie met hom inskakel nie, dan gaan hy nou weet, dit is 'n klugspil of 'n scam of iets. So ja, en baie keer moet ek ook eers mooi instel, om te kyk of ek daardie persoon sy gees optel met my gees, dat ek kan weet of dit van God af is, want die Here gee my dan 'n onderskeiding van geeste. So ja, weer eens die werk van die Heilige Gees. So en ek sê vir hom, luister hierso, ek het nou hierdie opdrag en ons kom en ons vra dat jy ons moet help. En hy sê, wat wil ek doen? Ek sê nee, die Here het my opdrag en ek verduidelik vir hom, die Here het my opdrag gegee, ek moet die kerk open, dit gebeur die 31ste Mei en ons het nou seker minder as 'n maand of baie naby aan 'n maand oor om 'n tent te kry en tyd raak nou 'n storie en ek sê vir hom luister hierso maar ons het 'n tent nodig. En hy sê vir my, okay, dit is reg, hy gaan ook van sy kant af kyk, waar kan hy 'n tent kry, want die Here het mos 'n opdrag gegee dat ek hom moet bel en vir hom vertel ons het 'n tent nodig. So, toe ek nou klaar met hom gepraat het, toe voel ek effens verlig, ek voel daai swaar druk van my skouers af, ek voel daai worries oor die tent is af, en dit voel net ligter, ek weet nie om vir julle te beskryf nie, dit voel net ligter, en ek los dit, en ek sê vir hom nee, okay, dan sal ek dan hoor vir jou, of ek sê jou weer bel en so aan, en so het dit verby gegaan, en ek het hom ons nou, goodbye gesê en alles, maar intussen het Annetjie nou gegaan en sy het 'n boek gaan haal, en sy het begin neerskryf van haar kant af, wat sy dink, wat het ons nodig vir die opening, en toe ek nou klaar is, toe begin ek nou ook nou daar so sit, en nou begin ek ook bysit, wat dink ek, wat het ons nodig,
En jy weet, ja, dit is net asemrowend as ek net dink daaraan. En ja, dan noem ek, ons het byvoorbeeld neergeskryf bo aan tent, dan het ons geskryf ligte, ons het stoele, toe het ons stoele ook nog nodig gehad, ons het kragpunte nodig gehad, ons het tafels nodig gehad, tafeldoeke, borde, koppies, vir koffie en dan koeldranke en glase en ons het so ver gaan om souse neer te skryf, tomatiesouse, bladjan, selfs sout en peper en dan ook die houertjies, servette en al die goed word nou neergeskryf vir die opening, want dit is mos nou goed wat ons nodig het. Want die Here het gesê ons moet 'n lys maak. So nou maak ons die lys, dit maak nie saak waaraan ons dink nie. En ons skryf dit nou alles neer. En ek sit ook daarso aan, julle almal ken hierdie plastiek toilette wat hulle gebruik op die konstruksies, daai enkel toilet, daai bloues, almal ken dit. Ja, daai, ja, daai een. Dis hy. Okay. So ja. En ek sê vir ons is seker 4 nodig. Dan gaan ons 2 vir die mans gebruik, 2 vir die vrouens gebruik. Sy sê nee, is reg. En nou skryf ons dit tot daar neer. En sy sê toe ons gebid het, die Here vir haar gewys 7 skaapboude. Nou, mense, vir 'n mens wat nie geld het en mense, en nou wil sy nog 7 skaapboude hê. Nou moet jy weet. Ons gaan groot gaan. Kyk, ons gaan nie skaam wees nie. Ons gaan groot gaan. God is nie brood nie, ja, so ons gaan goud. Ons gaan groot gaan. So ja. Sy skryf dan neer, sy sê nog van kaas en koue vleise, sy het nog opnoem mini pies en klop ander goed ook. Dis net die alles, dis dan nie eers alles wat daar was, sy sê van die goedjies wat ek nog kon onthou wat ons daar opgesit het. En hier was ook iets spesiaals gewees wat die Here genoem het in die gebed. En dit het my nogal kan ek vir jou sê, laat dink. Jy weet, toe die Here gepraat het, toe sê hy soek die beste en die oorspronklike vir sy kinders. En toe ons die koeldranke, by die koeldranke kom, toe sê ek vir haar, luister, onthou net God se woorde. Hy soek die beste en die oorspronklike. Ek sê vir haar, ons kan nie hierdie nagemaakte koeldranke koop en hierdie orris, baie mense hou van orris. Ek sê, die Here soek nie orris nie. Die Here soek die beste. So die Here gaan jou die orris gee nie. Prys die Here, dankie vir orris. Okay. But die Here soek die beste vir sy kinders, want hy soek nie 'n verleentheid nie. Sy naam is hierby gekoppel, jy moet dit onthou. En wanneer God iets beplan, soek hy die beste. So, en ek moes dit ook neergeskryf het, dat die Here soek die oorspronklike koeldranke. En ek sê vir haar, luister, hoeveel koeldranke gaan ons vat? Mense, jy moet nou nie speel nou. Sy besluit nie, ons het so 30 2 liter Cokes nodig. Ek sê nee, is reg. Ons sit dit op die lys 30. Ons skryf daar 30. Ja. Dan soek sy soek soos 5 van hierdie 5 liter 100% koeldranke wat jy kry. Dit is gewoonlik fruit trees, maar dit is 'n 100% een. Dit moet 'n 100% vrugtesap wees. Vandag kry jy nou veel groter. Op daai stadium was daar nie 'n groot verskeidenheid nie. Dit was daai tyd fruit trees gewees. En ek skryf dit alles op die lys. So alles kom op die lys. Alles wat ons nou opnoem, kom op die lys, want elke dag doen ons 'n gebed oor hierdie goed. En dan begin God se Gees ons weer leer en wys. Luister nou. Toe ek nou vir die Here mos nou sê, wat van die tent, toe die Here mos nou vir my gewys, wat moet ek doen? Hier kom die Heilige Gees weer, en ek sê, Here,
Maar ons het nou 'n klankstelsel nodig. En baie, want ons het nou gesien, ander kerke het klankstelsel, speakers en dan, ja, ons sing dit mos. Nou, ek ken nie die goed nie. So, en ek sê, Here, ons moet ook 'n klankstelsel kry en goed. En die Here wys my, okay, dis nie 'n probleem nie. Maar dis baie geld. En omdat ek nog nie die ondervinding het nie, of daarmee betrokke was nie, dis nie dat hy my nie dit gaan gee nie. Hy het dit later vir my, die Here vir my 'n klankstelsel gee, maar hy gaan my nou wys hoe om my probleem te oorbrug vir die dag. En ek is so ingestel en dan sê, ja Here, wys my nou. So, wat sê die Here? Hy sê vir my, luister hier, onthou jy daai vrou van die, toe jy ook in die tyd van die tyd in Boksburg was, daar Kingfisher Avenue, en daar vrou by jou gekom en vir jou 3 CD's gee. Ek sit so en onmiddellik sien ek gesig, en toe ek gesig, toe weet ek weer die Heilige Gees in my gewys van wie God praat. So, onmiddellik sê, ja Here, ek onthou die vrou. En ek sê, Here, ek weet waar is haar CD's, want haar CD's is apart gepak in my kas. So, ek sê, Here, ek weet op haar CD's is haar telefoonnommer. So, ek gaan haar skakel. So, ek kry haar voornommer en ek bel haar. En sy sê, nee, is reg, sy sal kom die dag vir die opening. En sy vra toe vir my of ek 'n klankstelsel het. Ek sê nee, ek het nie. Sy sê sy sal hare bring, dan kan ons van hare afwerk. Onmiddellik sorg die Here vir my klankstelsel. Hy gee vir die speakers, hy gee vir die mic, hy gee vir my iemand wat kan werk daarmee. En so, my probleem is opgelos. Onmiddellik maak die Here my weer slim. Sy Gees lei my in alle waarheid. Die Here leer my om uit hierdie probleemsituasie te kom. En daar sy geboek. Sy gaan nou wees vir die opening. En dan ek sommer vir haar en haar man wat ook gaan bywees en hulle gaan saam wees in die opening. So hulle gaan nog 'n getuie wees van die opening. So dan ek nou al klaar 2 mense wat commit is tot vir die opening. Prys die Here, mense, dis nie dat daar niemand gaan wees, daar gaan daarom 2, saam met my en Annetjie is ons daarom al 4. So prys die Here, halleluja, amen. En ja, en so die Here wys my, hoe kan ek hierdie probleme dan oorbrug? En dan sê ek, Here, maar nou het ek nou weer 'n ander probleem. Jy weet, die ding is, die tent was 'n probleem vir my. En dan, die klankstelsel was dit. Nou die ander probleem wat ek gehad het, was die ligte en die krag. Onthou, ek het nie 'n sent nie. En jy moet nou mooi luister wat sê die Here. En ek sê, Here, my ander probleem is nou die kragpunt en ligte moet binne in die tent kom. Ek het dit nie. Die Here sê vir my, luister hier, dis op pad. My boeta, ek is in gebed en die Here sê dis op pad. My verstand wil nie saam met my hart werk nie. So ek lyk of ek verbaas is, maar ek kom nog nie in die oortuiging dat dit op pad is nie. So ek's 'n bietjie stadig in die lewe. So ja. So ek kom nog daarso. So ja. Die woord het nie by my ingesink nie, maar ek het die woord gekry. Dit is op pad. Ek sê, Here, ek verstaan nie wat jy bedoel nie, en dit is op pad nie. So, die Here sê, dit is op pad. En daar sê ek nou, amen. En nou gaan ek weer aan op die lys en sê, en nou is ons weer terug, nou sê ek vir, ons kort dan weer tafels op. Nou bid ons weer oor die tafels. En dan weer oor dit. Dit was baie gebid. En dit was nie lank nie. Dit was die dag na dit. Ja, die dag nadat die Here my gepraat, was die maandag gewees, die dinsdag, toe sê ek nou weer daar op die hoek, en ek het net die oggend,
klaar my goed uitgepak en ek het net rustig geraak, want nou weet ek, as ek nou rustig is en alles, dan kan ek weer begin bid oor die lys. En dit wat nou weer gaan opkom, kan ek weer vir die Here mee praat. En nou is ek daar so, en toe ek net wou begin het om te bid, toe lei my selfoon. Nou hier was iets besonders geweest. Nou, ek het julle vertel van Jay wat my kom haal het, toe ek daar af na oom Angus se plaas toe, hy het my gevoer, hy het my slaapplek gegee en hy het my teruggebring en alles. Nou, hy bel vir my, en hy sê vir my, luister hierso, hy het 4 stelle, dubbel ligte, wat hy vir my wil gee. Hy weet nie, ek bid vir ligte, daai goed, dis was 'n probleem vir my, ek het met die Here gepraat, ek het nie met hom gepraat nie, ek het met die Here gepraat, en hy sê vir my, hy wil dit vir my gee, en hy sal dit vir my die volgende dag bring. Ek het met die Here die vorige aand gepraat, hier is ek nou besig hier op die hoek, ek was nou op pad om met die Here te praat oor hierdie saak, en hier bel hierdie man en hy sê vir my, hy wil my, hy weet nie, ek gaan 'n probleem hê nie, en ek het al reeds begin bid daarvoor, en so ja, en wow, onthou jy die Here mos sê, dis op pad, toe stryk het my, dat die Here gesê, dis op pad, dis op pad, dis op pad, ek moet ophou worry man, maar ek is ook maar mens, soos ek jou gesê het, ek sê 'n bietjie stadig, maar kom op daar, so ek is ook alright, so, wow, ons God is goed man, ek dink die Here lag baie keer vir my, ek dank hom vir wie hy is 'n groot almagtigheid, almagtige God, sy goedertierenheid is onbeskryfbaar, hoe die Here in sy eie werke, hoe hy betrokke is bo ons verwagting. Ek het dit nog nooit gesien in my lewe nie, ek het dit gesien in my eie lewe. Ek het gesien in hierdie bediening, het ek dit gesien. Louisa kan ook vir jou baie getuig daarvan. Sy het vanoggend weer gesien, hoe die Here dit skuif maak, en hoe die Here deurkom. Dit is bo ons verwagtinge, en bo ons dinge. So, die volgende oggend is ek op die hoek, en daar kom Jay aan, hy gee my 'n boks, hy gee my die boks met al hierdie ligte in. Nou moet jy mooi luister, dis nie net hierdie ligte, die covers nie, hy gee my die buise, hy gee my die draad by, hy gee my plaks by, hy gee my alles wat jy nodig het, om die lig te maak werk, tot, julle weet die jumpertjies, daai 2 pennetjies, daai ronde dingetjie, hy gee tot dit saam, hy gee die staters, daai stadium, ons nog nie hierdie ligte gehad nie, daai stadium het die ligte nog die staters gehad, hy gee tot die staters en al saam, en ek is verbaas oor die goedheid van die Here, en hoe die Here aan alles dink. Ek het eers gedink die dag toe ek met die Here praat, of gebid het vir die ligte oor die staters, en ek het dit eers agterna, en daai goedjies, ek het wel vir die Here gesê, die kabels en die plaks, ja, maar daar's klein goedjies ook. Die Here het selfs hy klein goedjies, waaraan ek nie gedink het nie, het hy gestuur. En ja, so, prys die Here, so het ek die ligte gekry. Op die ouens is Jay daar weg, en deur die loop van die dag, kom nie, julle kry ook hierdie plaaslike koerante, in Springs is dit die Advertiser, hierso by ons is dit die Kempton Express, dit is ons plaaslike koerant, wat afgelewer word, dit is verniet, en ek sien daarso, die trok kom in, want ek het hom nou al geleer ken, die rooi trok wat oop is hier by ons, en dan gooi hulle die pakke koerante eers hier af, en dan ruil verder en so, en toe hulle die pakke afgooi, toe gaan haal ek vir my een. Ek is nou so al ingestel op die koerante wat kom, en ek maak die koerant oop, en ek blaai daar deur, en my oog vang toilets wat hulle uitvier. Onthou ek het gebid, Here, ons het toilette nodig. En ek kry die nommer en ek bel die mense.
En dit was ook nie links of regs nie. Ek bestel sommer 4 toilette vir daai Sondag. Nou, hulle, wat vir my asemrowend is, tot vandag toe kan ek nie onthou wat die maatskappy se naam was nie. Hulle het my die toilette afgelewer, maar hulle sê vir my, omdat dit 'n gemeente is, sal hulle dit die Vrydag aflaai, dan sal hulle die Maandag kom optel. Wow, eintlik was dit bo my verwagting gewees. Ek het dit nie gedink nie. Ja, hulle laai Vrydagmiddag op en dan sal hulle dit Maandag weer kom optel. Prys die Here. Halleluja. Ek sê nee, dit is reg. Ek sê julle betaal as julle dit aflaai. So ek weet daar's nog 'n hele maand oor waar ek met die Here kan praat oor die gelde vir die toilette. So ja, maar dit is bestel. So dit is gereël vir daardie dag. So ek weet somewhere gaan ons die gelde moet kry en ons gaan die toilette moet betaal. So dit is klaar bestel. So ja. En ewe skielik in daai tyd, of van daai tyd af wat ons die boek gevat het en die goed neergeskrywe, het gelde begin inkom. Dis nie 'n bedrag wat ons neergesit het, ek kort 10.000 en nou uit daai 10.000 moet ons genee. En wat nou gebeur is, daar kom 100 rand en daar kom 200, daar kom 500 en daar kom 100 en daar kom 50 rand in. Al die gelde begin so op snaakse maniere by ons kom. Mense stop, hulle vra vir gebed en dan seën hulle my met 'n bedrag. Whatever hulle by hulle het. En baie mense loop verby en mense het by my gestop en net my geld gegee en dan het hulle weer weggery. En baie mense het selfs mense wat verbygeloop het daar gestop. En dan sê hy vir my gesê, Doorie, bid vir hom, en as ek klaar vir hom gebid het, dan gee my selfs 'n 10 rand het ek gekry. En dan het ek het, so het almal geld gebring daar na die hoek toe. En dit was net amazing. Die gelde het net meer en meer begin raak. En wat ons gedoen het, elke week, Saterdag, was dit gewees dat ek winkels toe gaan en dan die goed wat op die lys is, het ek gaan koop. Van die goed wat op die lys is, het ek gaan koop. So nader ons aan die tyd gekom het, het ek 2 keer 'n week gegaan. So op daai stadium het ek elke Saterdag gegaan soos wat ons geldig kry het. So ons het nie alles one shot gekry en dat ons daar was 1 week uit wat ek van weet. Ek kan nie onthou dat die eerste of ons het die eerste week geld moet die tweede of die derde week wees, waar daar glad nie geld terugkom. Dis hoekom ek in die middel van die volgende weke moes gegaan het. En ek moes die goed gaan koop, want toe kom die gelde weer in. En die goed moet aangekoop word. So alles wat daar op daai lys was, elke ding, soos wat dit in die huis inloop, word dit van die lys afgetrek. Dit word nie van die lys afgetrek wanneer ons by die til is nie. Nee, eers wanneer dit by die huis is. So ja, nou moet jy weet, 2 liter koeldrink en dan pak ek hulle so af in ouma se kamer. Dis nou Annetjie se ma se kamer. So al langs die muur af. So nou kan ek watch, ek weet van hier af tot daarso, dan loop hy toch so om. So ek weet tot waar loop hy. So ek kan net so kyk en dan kan ek sien nee, al 30 koeldranke is nog daarso. So want kyk, ons het almal kinders. En ons weet almal, al ons kinders raak ook lus vir koeldranke. So ek moet hulle dop hou. So ja, dit was maar net een. En ja, so het ouma vir ons gehelp om die koeldranke vir ons op te pas, maar selfs sy was verstom gewees oor wat God en hoe hy geantwoord het, hoe hy deurgekom, hoe hy ons alles voorsien het. Elke ding wat ons gekry het, het hy voorsien. God het niks geskiep nie. En dit is asemrowend. God het niks geskiep nie. Ek sê hierso moet stop. Ek sien die tyd, ek is ver oor my tyd.
Okay, laat ek net hierdie paragraaf klaarmaak. Dis maar 2-3 lyntjies. So, die Here het niks geskiep nie. Die Here het voorsien. Alles, wat ons op die lys skryf, het hy het selfs die 5 liter die 5 liter roomhuise. Dit was nie net een bak nie. Ek praat van bakke. 5 liter roomhuise, nie namaaksels nie. Ek praat van Nestlé roomhuise. Want ek vir die Here gesê, ek soek nie R2 roomhuise, ek soek die originals. Ek soek die original roomhuise, het hy voorsien. Hy het vir ons, en yes, en so het ons gekom op amper op die einde van April. En dis waar ek nou gaan stop hierso by die einde van April. So ja. En dit is hoekom dis hoekom die Heilige Gees so belangrik is vir ons. Sodat ons ingestel kan wees op sy lering, op sy wysheid, op sy kennis en op sy raad. Dit is nie net die Heilige Gees in jou nie. As die Here so met jou praat en so vir jou sê, doen dit, dan God raak betrokke. Dit is wat amazing is. En dis waaroor my getuienis gaan, is omdat die Here betrokke raak in sy werke. Amen. Prys die Here. Gloria, halleluja. Ja, amper druk ek hom nou uit. Ek gaan net tot hierso getuig. Ek hoop julle gaan dit soos ek het geniet. Ek sê jy volgende week weer verder getuig. Jy moet weer volgende week verder kom hoor, man. Jy moet sommer iemand saam nooi, of iemand net daar by jou laat sit. So, kom ons speel uit met die song. Amen.
Prys die Here. Amen. Here Vader, ons sê vanaand 1000 dankies Here vir die getuienis, Here. Here, dankie dat ek dit kan deel. Dankie dat ek hulle kan deel met die werke van die Heilige Gees. En hoe die Heilige Gees my help en hoe die Heilige Gees my wys en hoe U amazing is, Here. En hoe U alles laat bewerkstellig deur U plan wat U het vir 'n mens, Here. Here, en laat ek dit kan deel met hulle, met die plan wat U het vir my en my lewe, en hoe U my gehelp het of my te sê hoe ek wat moet doen, Here. Here, was nie net iets specials nie, maar dit was bo-natuurlik. Dit was nie eens waaraan ek gedink het nie, maar U het die plan gehad en elke gedeelte daarvan het uitgewerk. En tot vandag toe kan ek net sê, Here, dankie. Dankie, dankie, dankie weer eens vir U grootheid, U magtigheid, U heerlikheid. Maar dankie ook vir die plan en ook, Here, dat U eie plan, Here, waarmaak. U eie woord waarmaak, Here. Here, en dit is asemrowend. Here Vader, ek wil vra, seën my broers, seën my susters. Here, ek bid dat hulle 'n groter verwagting in hulle harte sal hê. Here, dat hulle groter verhouding sal smag en Here, ek bid dat hulle sal nader kom na U. Here Vader, en ek bid, Here, dat U hulle sal toevou in U liefde en vir hulle wys hoe werklik U is en hoe werklik U hulle liefhet, Here. Here, vou hulle toe in U liefde in Jesus naam. Dankie daarvoor in Jesus naam. En Here, help ons al dat hierdie getuienis wyd en suid kan gaan, dat hy by die mense uitkom waar hulle moet hoor en Here, dat mense begin besef dat U 'n werklike God is. Die God is van Abraham, Isak en Jakob. Jehovah Heer, Yahweh, ons Vader, die almagtige God. 'n God is wat daar is in ons lewe. Elke moment, elke tree, elke sekond. Here, dankie Here, dat ons U die lof en die eer kan gee daarvoor in Jesus naam. En Here, dankie vir die platform van Konsaam en die getuienis daarvan. En laat dit ook op YouTube uithardloop in Jesus naam. Dankie Here. Here, seën elkeen met 'n rustige nag en Here, dankie. Geef ons net weer rus in U liefde in Jesus naam vandag. Ons vra dit in Jesus naam. Tot eer van God Abba Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Mense, 1000 dankies dat julle ingeskakel was, dan tot môre aan toe, wees geseën, wees gegroet, en van my kant af en die kom saam toe, gaan ek nou vir julle sê, ek gaan nie sê nag nie, ek gaan vir julle sê, Shalom. So, dit beteken vrede vir julle. Shalom julle. Oh. Prys die Here. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. En op daai noot van amen, goeie nag julle.